Koffie in die koppie, contracten op die tafel. Hier wordt eiendom eenvoudig geseld. Koffie en contracten met Pieter en Schalk. Kom sit bietjie nader. Welkom by nog 'n episode van Koffie en Kontrakte. Vandag gesels ons, ek skuif net so 'n bietjie hierdie kussing reg, oor iets wat tans baie relevant is. En dit is natuurlik hoe om jou huis reg te prys in 'n baie onsekere mark. Ja, kom ons begin sommer reguit, Pieter, en baie welkom ook. Ja, baie dankie. As jy tans in Bloemfontein wil verkoop en jou prys is verkeerd, gaan die mark jou definitief straf. Dit is so eenvoudig soos dit. Ja, kom ons praat nou nie hier van rentekoerse wat wil beweeg nie. Ons land se koerse is redelik stabiel. Die onsekerheid lê natuurlik anders. Ons praat van politieke onsekerheid, ekonomiese druk, werksmark onsekerheid, dinge wat mense baie versigtiger maak wanneer dit by groot finansiële besluite kom natuurlik. Ja, en ons sê dit nie dramaties nie. Ons sê dit omdat ons dit daagliks sien en dat dit in 'n onseker mark is daar baie nie ruimte vir leefwensdenkery nie. Baie koopverkopers hoor onseker maak jy dit en dink dit is 'n krisis, maar wat ons eintlik besef is nie paniek nie. Dis berekening. Kopers is nie emosioneel nie, hulle is analisties. Dit is hoe dit is. Ja, en natuurlik wanneer kopers berekend raak, verander die spel natuurlik heeltemal. Emosionele aankope word verminder en natuurlik vergelykings neem toe. Waarde word die kern van elke besluit. Jy weet, Schalk, en as waarde die kern is, dan word die prys jou natuurlik jou belangrikste strategie. Natuurlik, ja. Kom ons maak dit prakties. Wat sien ons tans in Bloemfontein? Ja, ons sien 'n mark wat beweeg, maar stadig en selektief. Huise wat reg geprys is, verkoop natuurlik, en huise wat geprys is, wat nie reg geprys is nie, bly staan op die mark. En hulle staan lank. Ja, jy weet, ons het dit nou self al gesien met 'n paar huise wat ons het in die mark. Veral in areas soos Heuwelsig en Dampinar waar daar konstante voorraad is, het kopers natuurlik 'n keuse. En natuurlik as jy so, hoeveel sal jy skat, omtrent R200,000, Ja. bo jou markwaarde is, dan beweeg hulle eenvoudig na die volgende opsie toe. Ja, en dit is nie persoonlik nie, dis ekonomies. Elke ou gaan dit vir sy eie sak kyk, jy weet. Dis ekonomies. Kom ons maak dit minder teoreties en meer prakties. Wat beteken hierdie? Bereken 'n koper nou eintlik hier by ons in Bloemfontein? Ja, dit ek sou sê dit beteken natuurlik eenvoudig dat kopers keuses het en hulle gebruik dit. As jy vandag sekere gevestigde areas het en jy koop in daardie area, is daar natuurlik nie net een opsie nie, daar's baie keer 5 tot 10 opsies. Ja. En die ouens kyk na almal. Hulle vergelyk die vierkante meter pryse, hulle afwerkings en kyk hoe die huis op die mark is en dit is baie belangrik. Hulle kyk of die prys sin maak teenoor wat onlangs verkoop het. Kom ons skets 'n tipiese scenario, jy weet. Maar dit is so, kopers kyk rond. Hulle vat nie net wat hulle wil voor die voet nie. Ja, kom ons stel daai scenario wat jy gevra het. Stel jou voor daar's 3 huise in dieselfde straat en in 'n area van 'n buurt en al 3 het 4 slaapkamers natuurlik, swembad en dubbel motorhuis. Een is natuurlik modern opgeknap en geprys teen, kom ons sê, 2,3 miljoen. En die ander een is netjies, maar nie modern nie, teen 2,2. En dan natuurlik is daar een ouer ene, maar hulle vra so 2,4.
En omdat die eienaar glo die erf is groter, sê bietjie vir my watter een dink jy kry die meeste oproepe? Ja, die een wat balans bring tussen die toestand en die prys, sou ek sê. Ja, jy weet, en natuurlik hier is 'n belangrike deel, die duurste een kry nie eers altyd die kans om te onderhandel nie. Want kopers filter gewoonlik hom reeds uit voor hulle na hom kyk. En ek dink in ons huidige toestand is dit ekonomies. Jy kyk na wat jou sak pas. Ja, met ander woorde, as jou prys sin maak op papier nie, kom die koper nooit by die emosionele deel uit nie. Ja, jy weet, en dis natuurlik die fout wat baie verkopers maak. Hulle dink die koper moet eers die huis sien om dit te waardeer. Maar in vandag se mark moet die prys eers die deur oopmaak. Kom ons sê dit duidelik. Hoogprys is nie 'n strategie nie. Dis 'n risiko. Dit is onsekere mark, is 'n risiko wat jou dier, jou eerste wat jou dier op hoogprys is 'n risiko wat jou dier te staan gaan kom. Jou eerste 30 dae op die mark is goud werd. En dan wanneer jy die meeste blootstelling kry, as jy daardie tyd mors met onrealistiese prys, verloor jy jou sterkste kans. En dit is wat dit so lekker maak vir ons wat op MLS is. Ons praat al baie daarvan. Al die agente, as ons op uur kom hulle en kyk na ons die eiendom en dan gee hy vir ons 'n aanduiding. En dan kan ons teruggaan na die verkoper toe en sê, luister, ons moet jou prys verminder na dit toe, want dit is waar hy in die mark gaan wees. Ons het nou binnekort weer 'n MLS op 'n dag. So dit maak dit vir jou baie maklik, want ek en jy sien 'n plek op 'n manier en 'n ander ou sien hom op 'n ander agentskap of 'n ander agent sien hom op 'n ander wyse, jy weet. En die eienaar sien hom op sy manier. Ja, die eienaar sien hom op sy manier. Jy weet, dan sit jy natuurlik 90 dae later en vra hoekom niemand ernstig is nie oor die eiendom nie. Want natuurlik die mark het jou reeds hierdie groot woord, gekategoriseer, gecategorize as overpriced. Ek dink dit is die maklikste om dit te sê. Ja, onthou net, kopers se Bloemfontein is ingelig, hoor. Hulle kyk na Prop 24, hulle vergelyk 'n vierkante meter pryse, hulle praat met banke vooraf. So moenie dink 'n koper gaan net sommer inklim en sê, yes, ek gaan koop nie. Ek meen, 'n koper is meer ingelig as die verkoper, laat ek jou vertel. Nee, dit is so. Weet jy, natuurlik dan ook aan die ander kant het hulle natuurlik ook net 'n sekere budget, want 'n koper doen sy huiswerk voordat hy moet in die mark inklim. En dan natuurlik vra hulle self af, as die politieke klimaat verander of as die ekonomiese druk toeneem, sit ek veilig met hierdie koop? Ja, en as die antwoord twyfel is, dan loop hulle weg. So die prys moet vertroue bou. Dit is nou ongelukkig so. Ja, jy weet, 'n markverwante prys sê natuurlik altyd vir die koper, hierdie is 'n tradisie of 'n rasionele besluit, en nie 'n emosionele spring nie. Ja. Nee, hier is 'n sterkstelling. Dit beteken om effens onder die mark te begin en momentum te skep, as om bo die mark te begin en terug te sny. Ja, ek stem met daai een saam, want belangstelling skep natuurlik kompetisie, en kompetisie beskerm jou prys beter as enige onderhandelingsruimte. Ja, en laat ons eerlik wees, die mark gee nie om wat jy nog skuld op die verband nie. So, dit is nou ongelukkig. Ja, of wat jy spandeer het op verbeterings nie, of die mark betaal nie wat hy betaal nie vir verf nie. Die mark betaal net wat hy bereid is om te betaal. Hy betaal nie vir verf, hy betaal nie vir mooi goed nie, hy betaal wat in die waardering van die bank gaan in elk geval kom kyk. Ja. En hy gaan vir jou sê, yes, ek sit hom op my boeke of ek sit hom nie op my boeke nie. Ja. Maar
As hy 3 tot 4 weke min navraag kry, dan moenie kwaad wees vir die agente of die En bemarking. dit kry ons gereeld. Dit kry ons baie. Ouens is kwaad, ja, julle werk hier, julle doen niks, julle doen nie. Meneer, verander jou prys, dan gaan jou plek in Ja. plek inval. Dit is soos jy weet, as jy niks navraag kry nie, dan moet jy na die prys kyk. Dis gewoonlik die prys. Die mark praat altyd, stilte is terugvoer. Soos die plek wat ek en jy nou saam het hier in Bloemfontein. My eerlike opinie, dink ek hy's oorprys. Myne ook, stem saam met jou. Kom ons hou nou die oop hier. Ek het 'n idee in my kop wat hy kan gaan, maar ek wil nie nou daaroor nou. Nee, dis nou nie deel van ons bespreking. Dis nie deel daarvan nie. Maar Ehm, ou wat lank in die mark is en lank in die game is, ons weet al waarvoor ding kan Ja. gaan. Ja, en as jy Bloemfontein wil verkoop in hierdie klimaat, moet jy een ding verstaan. Prys is 'n emosionele besluit. Dis strategiese besluit. Jy weet, onsekerheid beteken nie jy kan nie verkoop nie. Dit beteken net jy moet meer realisties wees. Regte prys bring kopers en kopers bring aanbiedinge natuurlik en aanbiedinge bring resultate. Ja. Oftewel kontrakte soos Ja. wat ons sê. Ja, wensdenkerry bring wagtyd en 'n langer tyd op die mark. Dit is nou, jy wens jy kan hom verkoop daarvoor. Ja, en op daai noot, dit was nog ons episode van Koffie en Kontrakte. Hou jou koffie warm en jou prys, jou eiendom baie realisties. Maar sê, goed gaan, lekker dag verder, lekker week. Totsiens. Totsiens. Koffie in die koppie, kontrakte op die tafel. Hier wordt eiendom eenvoudig geseld. Koffie en kontrakte met Pieter en Schalk. Kom zit bikkie nader.